Nou, daar's hy. Soos jy weet, is ons besig met 'n reeks, wat ons noem ons vision reeks. Ons as gemeente is op die vooraand, of ons is in 'n nuwe seisoen van ons gemeente. Ons gemeente is nou so, ek en Rita is nou 4 jaar hierso. Die gemeente is nou so 6 jaar oud. So ons is nou 4 jaar hier, en ons het regtig ervaar, dit is 'n nuwe seisoen wat die Here vir ons as gemeente daar gestel het. So ons het toe gaan kyk na elke deeltjie van ons gemeente, na ons strukture en ons visie, ons missie en ons waardes, en ons het gedink ons moet redelik gaan kyk. Dit wat ons gebring het tot hier is nie dit wat ons verder gaan neem nie. Ons het ervaar dat ons gemeente dit was ons eerste rad gewees, en baie van ons leierskap het ervaar dat, jy weet, as jy jou kar vat en jy sit hom in eerste en jy trap by petrol, jy weet, op 'n stadium raak dit ongemaklik. Het julle dit al agtergekom? Al ons ouens wat al so hier deur die tienerjare was en hier in die 20's ingegaan het al daai karretjie getrap en gekyk, hoeveel kan ek uit eerste uitkry? Christo, hoeveel het jy uit jou karretjie uitgekry op eerste? Ja, maar waar was dit? Dit was omtrent hierso, weet jy hoeveel? Ek kan nie eens meer onthou nie, was dit hier by 60? 40, ja, jy het 1300 gehad. Ja, maar weet jy, as jy tot daar kom, jy weet, dan voel jy net daai refs hardloop so hoog. Maar dit maak nie saak hoeveel petrol jy nog trap nie, jy gaan glad nie vinniger gaan nie. Dit gaan inteendeel gaan dit baie sleg wees vir daai kar, as jy hom daar gaan hou. Nee, weet dit al agtergekom. Yes. En dan is dit tyd om dan clutch te trap. Okay? Nou die van die ouens wat nou, onthou julle double clutch. Jy weet, baie van die karre, jy weet, sy radkas is nie lekker nie, jy moes hom clutch, hom uit rad uithaal en dan weer clutch en hom dan insit. Jy moes hom double clutch. Maar vat my nou so 3 jaar terug. Hi. Ja. Okay. En dan is dit, en dan wanneer 'n mens jou clutch trap, dan is daar 'n tydperk wanneer die engine ontkoppel is van die wiele. Dan is dit 'n tydperk van rustigheid wees, rustyd vir die kar. Nou, en dan sit jy hom in tweede toe. En ons ervaar, ons is in daai tydperk waar ons in ons gemeente na tweede rad toe gaan. En dan, eerste rad gaan jou vat net tot daar. Daarna moet jy alles oordoen, en dan moet jy na volgende rad toe gaan. En daarom het ons gaan kyk, en ons het gaan kyk, ons visie van ons gemeente is dat ons elke lidmaat wil ons hê dat hy rotsvas gevestig sal wees in Christus. Dit is 'n waar van elke kind van God. Ons moet totaal en al rotsvas gevestig kan wees in hom. Dat ons al ons krag, ons energie uit hom uitput. Goed, en daarna, en ons die hele boodskap daaroor. So ek wil vra van ons gemeentelede wat nie daai tydperk, kry asseblief die CD's. Andersins gaan kyk op YouTube, dalk jy dit verniet gaan download, en dan vang asseblief op van waar. Dan het ons gaan kyk na ons missie. Ons missie is dat ons wil graag hê dat elke lidmaat in Christus sal wees. As jy nie in hom is nie, jy moet nie probeer om 'n Christen te wees nie. Jy moet nie probeer om in Christus te wees nie. Dit is iets wat jy moet wees. En ons het die hele boodskap daaroor gedoen. Dat Zoe, daar is niks wat sy probeer om kind van ons te wees nie. Sy is dit net. Daar is niks wat jy moet probeer om te wees wat jy is nie. Jy is dit net. Hey. En ons het die hele boodskap daaroor gedoen. En toe het ons begin kyk na ons waardes. Verlede week het ons gaan kyk dat ons eerste waarde is om altyd deur vars brood te hê. Toe het ons lekker brood gebak op die verhoog, en lekker brode agtergebak, en dit het regtig, dit wat hou julle van vars brood? Ons het ongelukkig nie vandag 'n vars brood gebak nie. Miskien moet ons elke Sondag 'n vars brood bak. Dit is so lekker. En weet jy, ons het nogal redelik brode gehad, en soos wat ons verlede week gesien het, dat met die manna, as die manna geval het,
dan moes dit daai dag opgeëet gewees het. Jy kan nie dit oordra na die volgende keer nie. En so is dit, dat daai vars brood is op 'n vars, nuwe openbaring van God. En ons het dit elke dag nodig as kinders van die Here. Ons het elke dag nodig om by die Here te hoor. En soos dit fantasties is van hierdie gemeente, het daar nie een krummeltjie brood oorgebly. Laas week nie. Ja, dit is ons eerste waarde, dat Jesus, die brood, die vars brood waarvan ons praat, is niks anders as Jesus self nie. Ons het elke dag nodig om vars by die Here te hoor. Elke dag. Ons tweede waarde is waarmee ons vandag gaan doen. Ons het 8 waardes wat ons in hierdie tydperk na gaan kyk. 8 waardes. En ek vertrou die Here, ons het dit so gemaak, dat hierdie 8 waardes, dat ons dit so sal, dat ons het dit so gekies en ons het die Here so gevra vir wysheid, dat hierdie 8 waardes, dat dit deel sal word van jou lewe. Dat jy sal sê, dat dit is wat ek wil hê my waardes moet wees. So die tweede ene wat ons vanoggend gaan doen, is 'n brandende vuur. 'n Brandende vuur. Nou vuur is 'n awesome ding om te hê. Ja, dit het die negatiewe dinge as dit hand uitdruk, soos wat ons in Nys nog gehad het en so, né? Maar vuur het 'n baie goeie eienskappe. Goed. So 'n eienskap is dat dit gee lig. Né? Ek weet nie, ons het lanklaas load shedding gehad. Né? Okay. Ja, maar ons is daarom nou deur die winter. En dan, wie van julle het kersse? Ja, nee, ek praat van by die huis, is dit nou load shedding? Of het julle LED ligte? Kersse. Dit is lekker. Jy weet, partykeer voel 'n ou dat dit is so rustig, dat jy voel jy wil eintlik daai krag gaan afsit. Jy weet, van dit is so 'n awesome tyd, wat die familie kom eintlik by mekaar uit. Ja. Maar daai liggie wat brand, ja, is iets wat skyn en mense kom altyd, jy het 'n geneigtheid om na die lig toe te gaan. Ons as mens. Maar vuur bring ook hitte. As hierdie klomp hier gesit het en hulle voete warm gemaak, ek voel my boude brand bietjie hier agter. 'n Vuur is dit wat ook warm maak. So, en ek sien hulle het my teksvers toe nou gebruik. Volgende, ek weet nie waar julle dit gekry nie. Was 'n Openbaring. Dit was 'n Openbaring. Ek wou sê, want dit is eintlik in Levitikus. Nou, alright, geef ons al Levitikus op. Levitikus 6 vers 13 praat dat die vuur moet altyd brand. Daar moet die vuur moet altyd aan die brand bly daar op die altaar. En dit mag nooit uitgaan nie. Mag ons na vandag dat ons hierdie waardes sal vat en sê, mag die vuur van die Heilige Gees hier binnekant brand en mag dit altyd daar wees en dat dit nooit uitgeblus sal word nie. Wat blus die vuur van die Heilige Gees hier binnekant? Sonde is een ding. Ja. Maar partykeer is dit 'n besige, aan die gang lewe, dat jy 'n week gaan verby en jy het nie tyd gemaak om by die Here uit te kom nie. Want die enigste manier wat jy jou vuur aan die brand hou, is deurdat jy tyd spandeer saam met God. Dis die enigste manier. Right. So daai vuur, dit moet altyd op die altaar brand en dit mag nooit uitgaan nie. Goed, nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na vuur, rondom dit wat die woord rondom dit sê. Goed, in Genesis 15 vers 17, is dit hier waar God met die mense verbond gesluit het. Nou die van julle wat die bloedverbond reeks onthou hierdie teksvers. Dit is een van die kernteksverse van die verhouding wat jy met God het. Dat die verbond wat God met Abraham gesluit het. Goed, sê dit daarso. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, het daar 'n rokende oond. Nou daai rokende is eintlik 'n smeulende oond. Dit is 'n smeulende oond. En 'n vuurige fakkel het tussen die vleise deur beweeg. Goed. Nou as julle nou die bloedverbond reeks onthou, dat die smeulende oond is 'n tipe van die Vader.
Dit is God die Vader wat daardeur beweeg het. En dan saam met hom die vuurige fakkel. Wie is die lig van hierdie wêreld? Jesus self. So Jesus en God die Vader het namens ons hierdie verbond gesluit. Met Abraham. Goed. So 'n smeulende oond is dit wat hitte gee. Nou ek sê nou dag vir Rita, ek onthou toe my oupa het op die plaas het op 'n plaas geboer en dan het ek daarvan gehou. Daai tyd het hulle nog koolstowe gehad. Jy weet vroeg die oggend, man 4 uur, dan het ouma opgestaan en daai koolvuur gepak. Want 6 uur as oupa nou al op is, dan is daai hele kombuis vuurwarm. Onthou julle dit? Wel, die wat so wie meer gevorderd is, né? Onthou julle die koolvuur. Het jy hom aangesteek? Okay, ja. Weet jy, dan maak daai koolvuur, maak omtrent die hele huis warm. Dat as jy opstaan, dan is baie lekker. Dan is dit ijskoud buitekant. Goed. En dan so daai oond, daai smeulende oond gee hitte. Want dit trek mense. Die kuierplek was daai tyd die kombuis gewees, want dit was waar die hitte was. Goed. En dan die vuurige fakkel is dit wat lig gee. So, dit is wie God is vir ons. Alright. En dan in Deuteronomium, ek gaan net gou 'n paar dinge sê rondom die Ou Testament, dan wil ek graag uitkom by die vuur van die Heilige Gees in die Nuwe Testament. In Deuteronomium 9 vers 3 staan daarso, vroeër in Deuteronomium praat dit dat God is 'n verterende vuur. God self is 'n verterende vuur. Goed, maar dan sê hy hierso, en dat die Here jou God, die een is wat voor jou uittrek, dis nie oortrek, uittrek. Soos 'n verterende vuur, en hy sal hulle vernietig. Dink julle nie, dit was awesome geweest in die Ou Testamentiese tyd, waar Israel was op pad om te gaan oorlog voer. Hulle was op pad om hierdie vyand van hulle aan te val. Maar dan, telke male het dit gebeur, dat God vooruit gegaan het. En dan as hulle daar op die battlefield aankom, dan is die oorwinning reeds behaal. Sou dit nie awesome wees, as jy in 'n meeting ingaan, waar dit is amper soos 'n battlefield. Voel julle ook dat vandag is amper soos 'n oorlog waarin jy ingaan? Is dit vir jou 'n stryd om het jy 'n stryd wat jy hierdie week moet stry wat voor lê? Huh? Ons het baie keer dinge wat ons moet doen en dan voel dit soos 'n berg voor jou. En dan voel jy, Jesus, dit sou awesome gewees het as ons 'n God gehad het wat vooruit kon gegaan het en die paai vir ons kon gelyk gemaak het. Dat hy sal wees soos 'n verterende vuur. Dat Charles, ons het Vrydag vir jou gebid vir daai meetings wat jy gehad het. En ons het gebid, Here, dat as hy daar instap, dat die guns van die Here met hom sal wees en dat dit goed sal gaan met daai meetings. Ons moet besef dat daai tyd was dit 'n fisiese ding dat God self so vooruit gegaan het en die oorwinning behaal het deur 'n engel wat hy gestuur het of dat hy self opgedaag het. Maar ons moet besef dat God vandag nog dit vir ons wil doen. Vandag nog wil hy hê dat jy moet van hom vra, Here, ek het hierdie ding wat ek moet face, ek het hierdie besluite wat ek moet neem, ek het hierdie meeting wat ek moet ingaan. Here, ek vra dat U vooruit sal gaan. En die Here wil hê dat ons dit moet vra. En dan lees ek in Eksodus 13:21. Nou, hierdie welbekende gedeelte. En dan dit is toe die Israeliete in die woestyn beweeg het. Dan sê dat die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom, om hulle op die pad te lei, dat hulle kan weet, hulle moes net die wolk volg. Dan het hulle presies gegaan waar hulle moes gaan. Dan het hulle nie verdwaal in die woestyn nie. Okay. En snags in 'n vuurkolom het die Here vir hulle, was die Here daar vir hulle, en hy het vir hulle lig gegee. Nou, ek weet nie, Tony, jy kom al van Kimberley af, dit is omtrent dit is omtrent woestynwêreld daai. Nou, woestyn kan in die dag is baie warm, is bloedig warm. Né? Maar in die aand kan hy selfde woestyn ijskoud wees.
Dink net hoe awesome met die Here. Dit was nie net dit was nie net vir hulle 'n rigtingaanwyser nie. Maar deur die dag, as hulle net in die skadu van daai wolkkolom was, dan het hulle was hulle nie uitgeput deur die son wat heeldag op hulle skyn nie. En in die aand, wanneer dit so ijskoud is, was die vuurkolom daar wat lig gegee het, maar dit het ook vir hulle hitte gegee. Wie weet dat God vandag dit nog vir jou wil doen? Besef ons dat die God wat ons dien 'n liefdevolle God is, wat vandag nog uitkyk vir elke een van ons. Hy wil hê dat dit met jou goed moet gaan. Hy is die God wat teen jou is nie. Ek wil die woord sê, dat as hy sy seun nie gespaar het nie, en hom vir ons almal oorgegee het, hoeveel sal hy dan nie vir ons alles genadiglik skenk nie? As dit sleg gaan met jou, as jy deur 'n tawwe tyd gaan, moenie na God kyk en sê, Here, wat doen jy met my nie? Hy sê, hy is jou toevlug, hy is die een wat jou daar wil uitlei. Die vyand het gekom om te steel, te slag en te verwoes. So God is dit wat dit so wil doen. Hy wil hê dat dit met ons moet goed gaan. Soos wat hy dit met Israel gedoen het in die Ou Testament, so wil hy dit vir ons vandag nog doen. En vandag nog wees. Ons praat van 'n brandende vuur. Ons wil hê, een van ons tweede waarde is dat daar 'n brandende vuur hier binnekant ons moet wees. En wat God gedoen het, waar dit in die Ou Testament iets as wat fisies was wat daar was, het God in die Nuwe Testament gesê, weet jy, ek wil nie hê dat dit so nou en dan met jou moet gebeur, dat dit so nou en dan oor jou sal kom, maar hy wil hê dat daardie vuur wat hitte gegee het en lig gegee het, en die vuur wat vooruit gegaan het, hy wil hê dat dit moet binne in jou wees. Hy wil hê dat dit moet altyd teenwoordig sal wees in jou lewe. Nie net nou en dan dat dit daar sal wees nie. En daarom het Jesus vir die disippels gesê, ek wil julle moet nêrens heen gaan nie. Toe hy opvaar, toe sê hy, ek wil julle moet gaan na die bovertrek toe. En wag daar dat julle sal aangedoen word met nuwe krag. Want ek weet, julle gaan dit nie maak sonder hierdie krag nie. Julle kan nie uitgaan en dink julle gaan dit maak nie. Gaan wag daarso totdat julle aangedoen word. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 3. Hy sê en toe hulle en daar was hierdie groot rukwind gewees en hulle was almal eendragtig saam, sê dit, en dan in vers 3 sê en toe is deur hulle tonge gesien soos vuur wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. God het daai vuurkolom wat deur die dag daar was, wat vir hulle die hitte gegee het, in die reassurance gegee dat God se teenwoordigheid is daar, en die hitte gegee het, en die lig gegee het, en dat hulle weet waarheen om te gaan. God het gesê, ek wil nie dit moet daar wees nie, ek wil hê dit moet nou binne in jou wees. Dat hier binnekant in jou, dat daar 'n stem sal wees, en vir jou te sê, gaan hierdie weg. Gaan hierdie kant toe. Nee, moenie dit doen nie, gaan hierso, want ek wil jou lei, sodat jy sukses sal hê in hierdie lewe. Ek wil hê dat hier binnekant jou 'n vuur moet brand, wat vir jou reassurance gee, dat God het beloof, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal altyd deur met jou wees, tot die volëinding van hierdie wêreld. Maak nie saak wie jy is, en waar jy is, en wat jy gedoen het nie, God sal jou nooit alleen laat nie. Hy het 'n liefde vir jou, wat ongekend is. En God bring hy daai vuur hier binnekant. Nou, kyk, ek het groot geword in die NG Kerk. Jy weet, ek het baie van hierdie goeders begin leer in die AGS. Ons het nooit mense hande opgelê en vir hulle gebid nie. Maar dit is tog so Bybels, dat God dit sê ons moet dit doen. Dat as daar siekte onder julle is, roep die ouderlinge, dat hulle hande op die siekes sal lê, en dat hulle gesond sal word. Ja, en dan sê Jesus nogal, hy het hierdie aarde geloop en hy het groot dinge gedoen. Hy het mense uit die dood uit opgewek. Hy het mense aangeraak en hulle het gesond geword. Hulle het melaatsheid, het hulle genees van melaatsheid. Hy het hulle oë aangeraak en hulle kon weer sien. En daar is soveel, en dan sê Jesus, dit wat ek gedoen het is groot, maar julle gaan nog groter dinge doen as dit.
Hoekom? Want ek stuur in julle 'n binneste, 'n brandende vuur, wat gaan uitgaan en mense gaan aanraak. En daar het ek gewonder, wat is hierdie brandende vuur? En daar is so baie gimmicks in hierdie tyd. Het jy al agtergekom hoe mense, jy weet jy, en dat mense die Heilige Gees probeer namaak. Het jy dit al agtergekom? Jy weet, dan sê hulle, nee, weet jy wat, die Heilige Gees is, as die Heilige Gees naby kom, dan begin jy sommer bewe. Jy weet, daar is genuineness in dit. Right. Maar daar is mense wat begin om dit, hulle maak dit na. En dan as teologiese student, dan wil jy net heeltyd bid en sê, Here, ek soek hierdie krag, ek soek hierdie krag, ek soek hierdie krag. Weet dat ek my hande op die siekes kan lê en hulle so gesond kan word. En as 'n reistool kan inkom, dat ek hierdie ou kan oprig en dat hy weer heel kan word. Here, want ek sal daarvan hou as daai krag van die Heilige Gees weer in my hande sal wees. Ja, want God wil dit hê. Maar die ding is, ons kan nie net dit soek, die krag soek nie. Hoekom wil jy dit in jou hande hê? Sodat mense na jou kan kyk en sê, wow, kyk hoe awesome en hoe great is daai ou. Never. Ek dink ons fokus het te veel verander. Ons fokus is om die krag te kry. En ons vergeet die God van die krag. Ons kan nie bekostig om dit te doen nie. En daarom is dit een van ons waardes hierdie, dat ons wil hê dat hierdie brandende vuur binne in ons moet brand. En vanuit dit sal die krag vloei. Ons fokus moet wees, Here, dit is U. My fokus is om jou te vind. Weet jy, as God mense aangeraak het, dan kan jy met daai mense gaan praat en kan sê, dat hulle worry nie oor dat my arm, my been het nou gesond geword, en my arm het gesond geword, my oë het gesond geword nie. Al wat hulle kan sê, is weet jy, die liefde wat ek ervaar het, in daai oomblik, was al het ek nie gesond geword nie, die liefde aanraking van God was vir my meer as genoeg. Ja, ek het al kyk 'n dokumentêr, Father of Lights. Father of Lights. Het jy al gehoor van daai reeks? Father of Lights. Stefan, dis awesome. Waar hierdie ouens gaan en hulle gaan net en hulle bedien mense, met die liefde van die Here. Wat hulle vir mense bid. Hulle bid vir 'n moslim ou dat hy gesond moet word. En dan want hulle sien hy loop met 'n huppel. Met 'n nee, sien, hy het nie geloop met 'n huppel nie. Sorry, my vrou is die taalkundige ene. Hy het man geloop. En die ou kom na hom toe en sê, hoorie so, sy omgee, ek kan hierdie ding vir jou gesond maak. Hy sê, what do you mean? Hy sê, nee, regtig, ek kan vir jou bid en hierdie ding sal gesond word. Hy sê, okay. Hy bid vir daai ou. Nou, hy sê vir 30 jaar kon hy nie so loop nie. Nou, en hy loop, en dan praat hy uit, dan sê hy, what is happening? Am I dreaming? What is happening to me? En dan sê die ou, no, Jesus just healed you. Hy sê, wow, this is awesome. Dan vra hy vir hom, are you a Muslim? Hy sê, yes, I'm a Muslim. Hy sê, oh, I'm a Christian. Jesus just healed you. En hy bedien hom net met die liefde van die Here. Hy probeer nie die evangelie of niks nie. Jesus het nêrens, jy weet, die evangelie in die paar punte en dit alles gedoen nie. Hy het mense bedien met sy liefde. En mense het na die tyd gekom en gesê, ek soek dit. Ek soek dit. Want dit is dalk net 'n saad wat geplant word. En in hierdie is daar een ou wat sê, dat ons het die awesomeste boodskap wat die wêreld nog geken het. Maar die manier hoe ons dit oordra is baie keer so verkeerd. As jy nie hierdie boodskap van Jesus Christus oordra met liefde nie, beteken dit niks. En dit is die brandende vuur hier binnekant ons. Gaan kyk na enige iemand wat die Heilige Gees awesomely gebruik.
waar die Heilige Gees gebruik net hierdie ou en hy bid vir mense en dit is awesome. En dan gaan praat jy bietjie met daai ou en dan die eerste ding wat jy ervaar is nie dat hierdie hare op jou lyf regop staan en wow, ek voel of ek in 'n power field instap of dit nie. Al wat hulle sê is ek ervaar die liefde van Christus by hierdie ou. Dit is awesome. En as ons die krag van die Heilige Gees soek, dat daar 'n brandende vuur in ons binneste het, dan gaan ons God se aangesig opnuut weer moet soek. Dat ons sy liefde kan ervaar. En 'n liefde, dat ons sy hart en sy liefde vir hierdie wêreld so sal ervaar, dat ons kan nie anders nie. Ek wil vir hierdie ou bid. Nie dat ek gesien word nie, maar dat Jesus se liefde deur hierdie ou gesien kan word. Ja, ek dink ons fokus, ek praat nie net van in die AGS en in die Pinksterkerke en al daai nie. Ek praat van die kerk in die algemeen. Ek dink ons moet weer net ons fokus op God kry. Dat ons sy liefde sal ervaar en vanuit hierdie liefde dat ons 'n liefde sal kry vir die wêreld. En dat ons die evangelie so sal bedien, dat die liefde, dat daai ou die liefde van die Here so sal ervaar, dat hy sê, I don't know what about you, but I want what you've got. Ek soek wat jy het. Want daai liefde, is dit wat mense in jou oë sien, en sê, hier is 'n vuur wat in jou brand, wat ek nie ken nie. Hier is 'n hitte by jou. As ek in jou teenwoordigheid is dit awesome. Dink net, Jesus was die perfekte voorbeeld van wat dit is om regtig mens te wees. Jesus was God self hier op aarde. Maar sondaars het veilig gevoel by hom. Sondaars kon in sy teenwoordigheid kom sit. Jy weet net, hy het meer by die sondaars uitgang as by die kerkmense. Want hy wou hulle intrek. En hulle het nie veroordeeld gevoel in sy teenwoordigheid nie. Hoekom nie? Want daar het 'n vuur in sy binneste gebrand vir hierdie mense. En daai vuur was 'n hitte vir hulle. Hulle het 'n warmte by hom gevoel. Hy sê ek like om naby jou te wees. Ek voel nie veroordeeld nie. Jy sê nie vir my ek moenie dit nie, ek mag nie dit nie. Jy moet eers so voordat jy naby my kan kom. Nee. Daar het 'n vuur in hom gebrand wat 'n lig gegee het. Dat dit is die lig wat die mense soek. Hulle soek nie 'n laser light of 'n flashlight wat hulle oë skyn en sê, wat het jy nou weer hierdie week gedoen? Ja, as omdat jy Sondag is dat die Here hierdie ding op jou en jy mag nie so nie. Nee, dit moet 'n hitte lig wees dat mense na jou toe kan kom en sê, "Wow, ek verstaan nie. Maar ek like dit net om naby jou te wees." En soos wat Jesus was, hy het gesê, "Ek stuur julle as my verteenwoordigers. Julle is my ambassadeurs. Gaan heen en maak disippels." Gaan maak disippels deurdat jy net is. You just be. En vanuit you just be wie God gemaak het jou om te wees. Sal daar 'n vuur in jou binneste brand. Wat sal maak dat jy word 'n skuilplek. Jy word 'n skuilings. Jy word 'n waterstroom en jy word daai skaduwee van 'n groot swaar rots. Hierdie wêreld het Christus nodig en ons het die antwoord. Ons moet net dit reg oordra. Ons het die awesomeste boodskap. Maar as dit nie met liefde gebeur nie, dan word mense eerder weggestoot. En hierdie tonge van vuur, ek dink hulle het bo alles, het hulle God se nabyheid en sy liefde meer ervaar as enigiets anders. En dit is wat ons nodig het. Want ek sien toe nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, het die mense, wat was hulle natuurlike ding nadat hulle die evangelie, of die tonge van vuur, die uitstorting van die Heilige Gees, wat was die natuurlike uitvloei daarvan? Wat was die natuurlike uitvloei daarvan? Verkondiging.
om te sê, weet jy, ouens, ons het 'n God van liefde en hy het jou lief. En kom ek vertel jou van hom en hulle praat dit en hulle spreek dit en nou kom hulle agter dat as ons dit praat, dan baie mense hou nie daarvan nie en dan word hulle in die tronke gegooi. Naderhand word hulle vir die wilde diere gevoer en hulle word op brandstafels gebrand. Maar weet jy wat? Daar is so liefde wat hier binnekant hulle gebrand het dat hulle sê ek kan nie my mond stilhou nie. Ek kan nie anders nie. Al kos dit my dat ek op brandstapel gebrand word. Ek kan nie stil bly van hierdie liefde wat uit my uitvloei vir jou nie. Maar toe kom hulle agter dat baie keer hierdie druk van die wêreld maak dat hulle vrymoedigheid verloor om uit te gaan om dit te doen. En toe wat doen hulle? Wat doen hulle toe hulle ervaar dat hulle vrymoedigheid verloor? Ek lees dit in Handelinge 4. As jy hulle toe nou weer opnuut gegaan en hulle toe weer gaan saam bid. En opnuut is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het die woord van God weer opnuut met vrymoedigheid begin spreek. Hoe kan 'n mens hierdie vuur brandend hou hier binnekant ons? Wat sê hierdie teksvers? Wat is die enigste manier wat jy hierdie vuur brandend hou? Gebed. Gebed. Nou dit sê vir my, nou, wys vir my jou gebedslewe, dan wys ek hoe brand God se liefde en sy vuur in jou lewe. Dit gaan saam. As jy wil hê, Here, raak my opnuut aan, dat die brand, hierdie vuur in my binneste kan brand, en dat vanuit dit, ek mense kan bedien, mense kan aanraak, vir mense bid dat hulle gesond kan word, nou, dan moet ek uitkom by 'n plek waar mens moet bid. Dis die enigste manier, om tyd saam met God te spandeer, die een wat jou lief het, en die een wat, vir wie jy 'n liefde moet hê bo alles en almal. En daai liefde groei. Daai liefde groei. Maar dit groei alleenlik as jy tyd saam met hom spandeer. Ons het nodig dat ons weer opnuut aangeraak sal word met die Heilige Gees. Maar dan sien ek ook, die vuur is nie net iets wat warm maak en wat lekker cozy is en wat lig maak nie. Ek sluit hiermee af. Ek sien ons tyd het aangestap. In Malagi 3 vers 2 sê dit that he is like a refiner's fire. Our God is like a refiner's fire. Andrei, a refiner's fire is hoër as 'n kampvuurtjie. Om goud en silwer te smelt, wat se grade moet dit gaan? 1034 grade, dan smelt goud en silwer. Hierdie vuurtjie is wat 600 grade. Weet jy wat? Hulle is 'n gewone kampvuur. 400? Ek is so bly hier vandag. 450 grade. Nou hy verstaan hy verstaan die suiweringsproses van goud en silwer. Nou God sê dat daar is tye wat jy 'n kampvuurtjie is, waar hy 'n kampvuurtjie is. Dat as dit donker is en iemand het 'n kampvuurtjie daar, dan is dit 'n lig en mense kom na jou toe. En omdat dit nou lig is, kom mense na jou toe en as hulle daar kom, dan is hulle gewoonlik koud en dan kry hulle warm ook. Nee. Mense soek dit. Mense soek om mense nader te trek. God sê dat as Jesus opgelig word, sal mense na hom getrek word. En dit is ons gemeente se tweede waarde. Is ons wil dit wees. Maar vir die van ons wat reeds hier is, geld hierdie. God is also a refiner's fire. Daar's baie kere wat hy hierdie vuurtjie vat en hom binne in 'n ding sit. En dan word hy geblaas. En hierdie 450 grade moet opgaan na 1034 grade toe, sodat die silwer gesmelt kan word, sodat jy in 'n refiner's fire kan ingaan, sodat daar 'n suiweringsproses in jou kan plaasvind. As jy deur 'n tawwe tyd gaan, jy moet onderskei, is dit die vyand wat dit oor jou gebring het?
né, om jou tyd en jou geestelike energie te mors, of is dit God wat jou in deur die refiner's fire vat om jou te heilig, te reinig en te suiwer? God het jou te lief om jou te los soos wat jy is. En dan is dit, en dan in vers 3 sê hy, and he will sit as a refiner and a purifier of silver. Hy gaan smel. Hoe suiwer mens silwer? Want hy praat hier van 'n silversmid. Nou, hoe suiwer mens silwer? Jy moet hom smelt. En dan gaan al die onsuiverhede na boontoe kom. En dan kom hierdie refiner. En dan skep hy die onsuiverhede af. En dan vat hy die temperature af en hy solid dit. En dan moet hom weer smelt. En moet hom deur daardie weer 1034 grade gaan. En daar is van ons mense wat hier sit en sê, weet jy, dit voel of ek nou in 'n tydperk is waar ek deur die refiner's fire van God gaan. Dat hy vat die temperatuur en hy vat dit op en hy smelt daai silwer. En dan kom die onsuiverhede weer na boontoe en hy skep dit af. Right. En nou wanneer weet die silversmid dat hierdie silwer is nou skoon? As hy sy eie refleksie kan sien in die silwer. God gaan jou deur 'n proses vat. Nou, en hy gaan jou deur 'n refiner's fire vat. Totdat hy sy refleksie in jou kan sien. En weet jy wat? Eers dan gaan hy jou toevertrou met die werklike krag van die Heilige Gees. Hy kan nie. Weet julle wat se verantwoordelikheid het die Here in ons hande gesit? Dat in ons hande lê die mag om dit gesond te maak. Verstaan ons dit? Dat iemand kan kom en dat hulle hier kan staan en jy sit jou hand op hulle en hulle is heeltemal gesond. God het dit gedoen in die verlede. Hy doen dit vandag nog by baie plekke. Maar die ding is, God wil dit deur jou hande doen. Maar as jy nie bereid is om deur die refiner's fire te gaan nie, moenie dink dat God dit aan jou kan toevertrou nie. Want jy kan dit misbruik. Baie van julle het julle eie besighede hier en eendag wil jy dit oorgee aan iemand. Nou, en jy het iemand in gedagte of 'n persoon of persone in gedagte en jy gaan saam met hulle tyd spandeer. Dat naderhand wil jy hê dat as jy nie meer daar is nie, dat hulle dieselfde besluite of beter besluite sal neem as jy. Is dit nie waar nie? En dit is wat God wil doen. Hy sê ek het aan julle toevertrou. Ek het aan julle die sleutels van die hemel gegee. Dit wat jy toesluit, sal toegesluit wees in die hemel. Verstaan ons werklik eintlik wat dit is? Die Here het aan ons soveel dinge in ons lewens toevertrou. Maar hy kan dit nie heeltemal aan ons oorgee voordat hy nie sy refleksie in ons sien nie. En wanneer dit gebeur het, dan sê hy, ek sal vir jou gee, dat jy jou hande op die siekes sal lê en hulle sal gesond word. En dat jy mense kan bedien in liefde. Dat jy nie mense sal seermaak en hulle eerder verder wegstoot, want ek wil hulle nader trek. Dis ons tweede waarde. Here, mag hierdie vuur in my nooit doodgaan nie. As ek deur die refiner's fire moet gaan, ek is bereid. Dat ek weet, Here, U is besig om my te vorm. En uiteindelik kom ek op 'n plek waar ek in liefde mense kan bedien. En dat daar 'n hitte in my sal brand. Dat daar 'n lig in my sal brand, dat mense voel, ek wil deel wees. Ek wil naby aan jou wees. En my gebed is, dat dit ver meer mense sal weet. As jy bereid is, as jy nie graag saam met my staan. Here, jy het ons gemaak, dat daar in ons autoriteit is, Here, wat ongekend is. Here, ons is nie net, we are not just mere men. We are of the God kind. Here, want U het U Gees in ons lewens ingeblaas.
dieselfde vuur wat in die vuurkolom was, dieselfde verterende vuur wat daar is, dieselfde God wat vooruitgaan, Here, en dat as jy opdaag, Here, dan smelt die berge soos waks weg. Here, dis die God wat in ons kom woning maak het. Help ons, dat ons al hoe meer gesuiwer sal word, en dat die krag van die Heilige Gees opnuut in ons lewens te sien sal wees, en dat die krag van die Heilige Gees opnuut in ons hande sal kom. Help ons as gemeente, Here, in Jesus naam. Amen.